Grote God, vanmôre is daar vreugde en blydskap oor die wêreld heen, in die harte en lewens van u kinders, u kerk. Ons aanbid u, die lewende God van hemel en aarde. U wat die seun uit die dood uit opgewek het. Aan u al die lof, al die eer, al die dank en al die aanbidding van ons harte. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here, die opgestaande koning en verlosser en van die Heilige Gees. Kom ons loof en prys die Here met hierdie lieflike opstandingslied, lied 417, vers 1 en vers 2. Kom ons sing dit. Staande saam, Jesus ons eer u, opgestaande Heer, vers 1 en 2. Geliefdes, ons maak die woord van die Here oop, Johannes 20, die opskrif daar, my Bybel, opwekking van Jesus, en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met die 18de vers, vers 1 tot 18. Kom ons bid en vra om die seën van die Here. O heerlik Here, om te weet dat u opgestaan het, want u woord sê so, en u woord is waar. Want u is die waarheid, die weg en die lewe. Ons dank u vir hierdie heerlike opstandingsliedere wat ons kan sing, wat ons wil uitjuig. Want dit wat ons sing, dit wat ons glo, dit is die anker van ons lewens. Dankie dat ons nou ook die woord kan oopmaak, daaruit kan lees. En soos wat u lewe, Here, is hierdie woord 'n lewende woord. Seën dit aan ons elkeen persoonlik se hart en lewe. Amen. Geliefdes, ons lees saam vanaf vers 1, en vroegoggend op die eerste dag van die week, terwyl dit nog donker was, kom Maria Magdalena tot by die graf en sien dat die klip van die graf verwyder is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel vir wie Jesus liefgehad het, en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgegaan en na die graf gegaan. Die twee het saam met hom, die twee het saam gehardloop, maar die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf aangekom. Toe hy vooroor buig, sien hy die linnedoeke lê. Hy het egter nie binne gegaan nie. Maar toe Simon Petrus, wat hom gevolg het, daar aankom, het hy die graf binne gegaan en die linnedoeke daar sien lê. En die doek wat oor sy kop was, die doek het nie by die linnedoeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Toe het ook die ander disipel, die een wat eerste by die graf gekom het, binne gegaan, en hy het gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan, dat hy uit die dood moes opstaan. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria
het buitekant by die graf staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor na die graf toe gebuk en 2 engele met wit klere aan daar sien sit. Waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar sy kop en die een waar sy voete was. Hulle sê toe vir haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het sy omgedraai en hom daar sien staan. Maar nie besef dat dit Jesus was. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy is die tuinier. En sê toe vir hom, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my, waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy het omgedraai en in Hebreëus vir hom gesê, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Maria Magdalena gaan vertel toe aan die ander disippels, ek het die Here gesien, en dat hy hierdie dinge vir haar gesê het. Net tot sover ons skrifgedeelte, ons teks is Johannes 20 se 17de vers. Jesus sê vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie, maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. Die boodskap vanmôre, Jesus, die opgestane Here, gee aan ons 'n nuwe status en 'n nuwe sekerheid. Geliefdes, ek wil graag vir u so 2 foto's wys. Die eerste fotootjie daar is 'n uitbeelding van 'n kunstenaar, lyk net so 'n bietjie uit proporsie, maar dit maak nie saak nie, van Jesus wat daar agter staan. Maria Magdalena wat hier huil en treur by die oop graf. Die volgende is 'n baie bekende kunswerk. Toe Maria Magdalena nou vir Petrus en Johannes, die disipel vir wie Jesus baie lief was, soos hy genoem word, gaan vertel, toe hulle mos nou, soos ons gehoor het, teruggaan, gehardloop na die graf toe. En sien 'n mens daar, die kunstenaar, die wind in die hare, en die gedagte van beweging, en ook dat Johannes, die een in wit gekleed besig is om vinniger te hardloop as vir Petrus. Net so iets van die kuns rondom die gedeelte wat ons vanmôre saam gelees het. Baie dankie, Linda. Liefdes, 'n paar dinge wat ons aan die begin vir mekaar kan sê. Ons weet nie waar die graf van Jesus was nie. Jy kan wel Israel toe gaan, daar is 'n tuingraf, maar of dit definitief die graf is, dit weet ons nie.
Net so min as wat ons weet waar die presiese plek was waar die Here gekruisig is. Ons weet dit ook nie. Ons weet net, dit was daar gewees. En net om daar te wees is al klaar dan 'n groot belewenis vir enige een wat die geleentheid kry om dit te doen. Wat ons wel weet vanuit die skrif, is dat hierdie graf in 'n tuin was die graf van Josef van Arimatea. Hy het na dat Jesus gesterf het, jy sal onthou Vrydag, die groot klem wat Johannes Evangelie daarop geplaas, Jesus was werklik dood. Het Josef van Arimatea liewers, het hy na Pilatus toe gegaan en gevra of hy Jesus se liggaam kan kry. En dis toe aan hom toegestaan, en toe het Josef van Arimatea en ook Nicodemus wat hom gehelp het Jesus toe volgens die Joodse gebruik in linne toegedraai met sekere kruie en hom toe in hierdie graf wat in 'n tuin was. Dit was Josef van Arimatea se graf. Josef van Arimatea was 'n welvarende man en dit was eintlik 'n graf vir 'n koning gewees. 'n Koninklike graf waarin daar nog nooit iemand vroeër in was. Graf destyds het gewoonlik, as dit so uit 'n rots gekap is, soos in hierdie geval, het die graf eers 'n laagopening gehad, dan jy in 'n eerste klein kamertjie gekom, en dan gaan jy in 'n tweede opening na die groot vertrek, waar die liggaam neergeplaas is, waar daar 'n holte gemaak is in die klip, wat uitgekap is, daar is die liggaam gelê, neergelê. So was dit presies met Jesus, maar ons weet nie waar hierdie graf was. Die tweede wat ons vir mekaar kan sê is, ons vind in die evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes 4 weergawe van wat gebeur het nadat Jesus opgestaan het. 4 opstandings weergawe. En dis eintlik wonderlik. As 'n mens nou die voorbeeld kan deurtrek na ons toe, ek sien hier's 'n pretpark nou hier in Meyerton, en sê nou maar iets gebeur daar, een van daardie karretjies wat met daardie bane afbeweeg, verloor sy baan en hy val af, en dis nou 'n groot gebeurtenis daar, mense seer gekry. En almal wat daar teenwoordig was, word so 'n paar maande daarna gevra, wat het jy gesien, wat het jy geervaar? Gaan jy 4 weergawe skryf, wat met mekaar ooreenstem, maar ook van mekaar verskil. En dit gee juist egtheid dan. En 'n baie goeie totaalbeeld van wat daar gebeur het. Nou presies dieselfde met die 4 opstandings gebeur. As almal al 4 presies eenders was, dan het 'n mens daaroor gewonder. Maar die feit dat hulle elkeen uniek is en elkeen sy eie hoek het en sy eie weergawe het, dit maak dit so eg. Ons moet onthou ook, in die tyd van Jesus was daar nog nie die moderne tegnologie van vandag. Maria Magdalena kon nie 'n selfoon neem en dadelik bel. Sy moes hardloop en die nuus gaan versprei. Dit was die omstandighede van destyds. Maar ek wil graag vra dat ons vanmôre, ons kan verskillende gedeeltes gelees het, dat ons fokus op Jesus se verskyning aan hierdie besondere vrou met die naam Maria Magdalena.
Die eerste persoon wat vir Jesus sien na sy opstanding. Ons weet daar het ander vrouens ook na die graf gegaan, maar waarskynlik, en ons kan die afleiding logies maak, nadat Maria eerste daar was, toe die vrouens eers gekom, die ander vrouens. En hierdie inligting gee Matteus, Markus en Lukas nie vir ons nie. Hulle sê slegs dat die vrouens, insluitende Maria Magdalena, daar by die graf aangekom het. En gesien het die graf is leeg. Maar eie uniek aan die Johannes Evangelie kry jy hierdie detail wat ons nie by die ander evangelies kry. Johannes vul as ware die ander evangelies aan. Hy gee groter detail. Wie was Maria Magdalena? Ons lees op 3 plekke in die Nuwe Testament van haar, hier in Johannes, en dan ook 2 ander plekke. Die ander 2 plekke is Lukas 8 vers 2 en Markus 16 vers 9. In Lukas 8 vers 2 word melding gemaak van die vrouens wat saam met Jesus en sy disippels gereis het. Terwyl hulle deur Galilea en Judea beweeg het, was daar hierdie groep vrouens. En Maria Magdalena was een van hulle. Sy was afkomstig uit 'n dorp met die naam Magdala. Dis waar sy vandaan gekom. En dan sê Lukas 8 vers 2 ook, 7 demone het uit haar uitgegaan. En dan in Markus 16 vers 9 lees ons weer van haar. Ook Markus se opstandingsweergawe, waar daar staan, nadat Jesus vroeg die oggend van die eerste dag van die week opgestaan het, het hy eerste verskyn aan Maria Magdalena, uit wie hy voorheen 7 demone uitgedryf het. Hierdie vrou was dus iemand wat op 'n stadium in haar lewe in totaliteit in besit geneem is deur die duiwel. Want 7 dui gewoonlik in die Bybel op volledigheid. Maar met hierdie toestand het Jesus met sy krag en mag, as die Seun van God, haar volkome bevry en verlos. Nou vra ek, broers en susters, is dit nie merkwaardig dat jy sy dan nou die eerste een is om vir Jesus te sien? Die eerste een is om die boodskap te gaan uitdra. Hy het opgestaan. Dui dit nie daarop juis, omdat dit sy is, en sy daarvoor gekies is, dat Christus, die duiwel, deur sy opstanding uit die dood, volledig verslaan het. Deur sy kruis, sy sterwe, en sy opstanding, het hy die bose oorwin. Dis wat hierdie opstandingsverhaal van Johannes vir ons wil sê. Hoe dit gebeur dat Maria Magdalena eerste vir Jesus sien. Sy kom by die graf. Sy sien die klip van die graf is verwyder. Daar voor so tipiese graf, weet ons, ook hierdie graf, 'n besondere, uitgekapte, ronde klip. Baie swaar wat dan in 'n voeg ingerol is voor die ingang van die graf. En hier kom sy aan en die klip is weg. Is verwyder. En Maria se eerste gedagte is, maar iemand het die graf geplunder.
Sy is geskok in sy hardloop en sy gaan vertel dit aan Petrus en Johannes daar in Jerusalem. Hierdie twee disippels hardloop dan na die graf. Johannes vinniger as Petrus. Ek weet nie hoekom, miskien was Johannes 'n bietjie jonger as Petrus. En wanneer hulle by die graf aankom en sien dat hy leeg is, en hulle sien maar alles is ordelik, netjies in hierdie graf is nie geplunder nie, alles is netjies hier, alles is mooi opgevul. Dan gaan hulle weer verwonderd terug. En Maria Magdalena bly agter, terwyl sy buig op 'n stadium af en kyk binne toe, die graf in. Die graf het so lae ingang gehad. En sy sien twee engele met wit klere aan. Een aan die koppenend waar Jesus gelê het, en een aan die voetenend. Inderdaad, navorsing toon dis hoe die graf binne gelyk het. Daar was die diepte waar die liggaam gelê neergelê is, en dan aan weerskante was daar 'n stukkie ros gelaat, en daarop sit hierdie twee engele. En dan vra hulle vir haar vrou, hoekom huil jy? En sy antwoord, hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Sy sê dit natuurlik met baie emosie. En dan draai sy om. Hoekom sy omdraai word nie vir ons in die teks gesê nie. Dalk buig hierdie twee engele neer. Want agter Maria staan Jesus. En sy herken hom. En dan vra Jesus vir haar dieselfde vraag as wat die engele haar gevra het, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? En dan ironies, Maria dink dis die tuinier. Graf was in 'n tuin. En sy sê, meneer, as u hom verwyder het, sê vir my waar hy hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Weer vol emosie. En dan draai sy weer terug in die rigting van die graf, dis wat ons kan aflei. En dan 'n dramatiese oomblik. As Jesus hom aan haar bekend maak. En vir haar sê, Maria. En sy draai om, en sy herken hom, en sy roep uit, Rabboe. Jy kan leermees, baie respektvolle benaam. En nou kan ons die afleiding maak op daai oomblik, en mens verstaan dit ook, val hierdie vrou voor Jesus neer en sy gryp sy voete vas. Want sy dink, nou het ek vir Jesus terug, dis die eerste wat in haar kop kom, nou het ek hom weer vir altyd by my, as my Here, as my verlosser, hy het my vrygemaak uit die mag van die bose. Dan wie ek my lewe dank verskuldig is, nou het ek hom altyd weer by my. Dan sê Jesus vir haar, moenie my langer vashou nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Maria moet verstaan, van nou af is dit anders. Jesus is nou op pad terug na die hemel, na sy Vader toe. Hy is nou hemelwaarts op pad en voortaan sal hy op 'n ander manier by Maria en by ons wees. Nie meer na liggaam, maar deur sy Gees. Eintlik is die Here Jesus, broers en susters, nou nog nader aan ons
deur sy gees, as wat dit was toe hy liggaamlik hier op aarde was. Hy is nou soveel nader, digter by ons, deur sy gees. En dit is iets wat Maria moet leer. Wat Jesus hier navra sê is van groot betekenis, een van die wonderlikste uitsprake in die skrif. Hy gee aan haar 'n opdrag. Maar gaan na my broers en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, en na my God en julle God. En met hierdie woorde gee die Here vir ons 'n nuwe status en 'n nuwe sekerheid. 'n Nuwe status. Vir die eerste keer lees ons in die Bybel, in die Nuwe Testament, Jesus noem sy disippels sy broers. En ons kan sonder twyfel daarmee aanvaar, hy sluit ook die vrouens daarby in, as sy susters. Jesus sê vir Maria, gaan na my broers en my susters toe. Gaan sê vir hulle. Hoor u die nuwe status wat die Here vir ons gee? Ons is nou sy familielede. Familie van Christus. Daar is nou 'n nuwe band tussen hom en ons. Die band van sy gees, die gees van Christus, wat nou in ons woon. Dit is 'n onbreekbare band. Ons sê baie keer vir mekaar, bloed is dikker as water, as ons na ons familie verwys. Die band tussen ons en die Here is nog egter, is nog dikker. Sy gees woon in ons. Hy woon in ons deur sy gees. Dis nie ons wat hierdie band tot stand gebring het nie, die Here het dit gelê, tot stand gebring deur sy opstand. Laat dit jou nie ook 'n bietjie dink aan Romeine 8 vers 39. Niks kan ons skei van die liefde van God in Christus Jesus, ons Here. Niks kan ons skei nie. Hier is 'n onbreekbare band tussen die Here en ons. Ons is nou broers en susters van die Here Jesus. Ons is sy familie. Ons het 'n nuwe status. Dis 'n wonderlike troos, dis 'n bemoediging. Wat ook al met jou gebeur, die band tussen jou en die Here sal bly. Hy noem jou sy broer en suster. Wat het nie alles al in jou lewe gebeur, maar vandag sit jy hier en jy kan sê, daardie band is nog steeds daar. Tussen die Here en my. Hy het dit gelê deur op te staan uit die dood. Hy wat vir jou aan 'n kruis hout, betaal het vir jou sondes. Hy is die een wat deur sy gees en jou en my kon woon. Hy noem ons sy broers en susters. Dit is jou status. En dan is daar ook 'n nuwe sekerheid. Jesus sê vir Maria Magdalena, gaan nou na my broers en susters toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en na my God en julle God. Aangrypend. Jy staan nie na ons Vader en ons God, na my Vader en julle Vader, na my God en julle God.
Jesus Christus is die ewige, ware seun van God. In die ware sin is hy God se seun. En nou sê hy, gaan sê vir my broers en susters, ek vaar op na my Vader, wat ook julle Vader is. Jy sien, as jy die Here Jesus aanneem, broers en susters, in geloof, dan neem God jou aan as 'n kind. Sit sy arms om jou en sê, ek is jou Vader. Dis die sekerheid. Vader wat vir jou sorg, jou Vader wat by jou is, jou hemelse Vader wat oor jou waak. Dan sê vir my broers, my God wat op julle God is. Die ewige sterke God, die skepper van die hemel en die aarde, hy is jou God. Ek dink toe ek dit voorberei aan Dawid en Goliat. Goliat kom en hy sê, Dawid, ek gaan van jou niks maak. Ek gaan vir jou hierso vandag, daar gaan van jou niks oorbly. Met my krag en met my vermoë, my vegtersinstink en my groot swaard en my massiewe grootte. Dawid sê vir hom, jy kom na my toe, met jou krag, met jou vermoë. Ek kom na jou toe in die naam van die lewende God. Die God van die leerskare van Israel. Ek is nie bang vir jou. Nie weet wat daai dag gebeur. Kinders sal vir ons wat vertel. Kan jy hoor hierdie nuwe sekerheid? Jesus, die opgestane Here, gee vir jou hierdie sekerheid. Wat ook al met jou gebeur, God is jou Vader en God is jou God. Nou sluit ek af met 'n vraag. En hierdie vraag is aan my persoonlik, maar dit is ook aan jou. As ons hierdie nuwe sekerheid nou met 'n nuwe geloof vanmôre op Paaszondag neem, die glo dit. Wat 'n verskil gaan dit nou maak in jou lewe vorentoe hier op aarde, as jy dit glo. Hierdie opstandingsboodskap uit die mond van die opgestane Here Jesus. God is jou Vader en God is jou God. En jy glo dit. Gaan dink nou vandag, watter verskil gaan dit maak in jou lewe? Hoe jy dinge gaan hanteer, hoe jy gaan optree, hoe jy gaan leef. Ons kan glo. Ons mag weet. Jesus, die opgestane Here, gee vir ons nuwe status. Ons is sy broers en susters. En God, sy Vader, is ook jou Vader. En jou God. Amen. Kom ons bid saam. Dankie, Here, vir hierdie besondere sterk woord uit die woord. 'n Woord wat ons nou elkeen kan neem met geloof. Kan glo. Nuwe status. 'n Nuwe sekerheid. Daarvoor eer en dank ons U. Want U het nie in die graf gebly nie. Die graf is leeg. U het uit die graf uitgegaan. Opgestane Here. In U naam bid ons dit. Amen.
Geliefdes, kom ons dien die Here met ons dankoffers. O Here, ons kom na U toe, want U het al die mag en die heerlikheid. U sit aan die regterkant van God, U Vader, wat ook ons Vader is, en ook ons God is. Ons dank U vir hierdie sekerheid uit U woord, waarmee ons kan huiswaarts keer vanmôre. Of as ons saam 'n bietjie tee drink, ons kom en bid tot U. U wat ons gebede hoor. U wat U seun met U groote krag en mag opgewek het uit daardie graf uit. Dat ons 'n lewende Here mag ken en aanbid. Hy wat ons sy broers en susters noem. Met hierdie heerlike band tussen U en ons wil ons bid vir ons gemeente, vir my park gemeente en U seën, ook die ander gemeentes en kerke hier in Meyerton en in Midvaal en in ons land en in die wêreld. Hierdie besondere dag. Kom seën U kerk. Hou U kerk vas, dat U kerk sy lig kan laat skyn. Die boodskap kan uitdra van redding en hoop deur geloof in Jesus Christus. Ons bid vir hulle op ons gebedslys, ons bid vir elkeen daar. Dankie waar U reeds gebede verhoor het. Ons kom en bid ook vir die wêreld waar daar onvrede is, waar daar oorlog is in die Midde-Ooste. Ons bid, laat die koninkryk kom, maar gee ook vrede, Here. Ons bid daarvoor, soos dit U wil mag wees. Ons sien uit na die dag as U weer gaan kom in heerlikheid. En daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here en Verlosser Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees wat in ons woon, is by julle en bly by julle, nou en tot in ewigheid. Amen.